Markus 12 vers 41 tot 44. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend saam te kom as gelowiges en om U te dien, U liewe Heer. Vader, soos wat ons altyd liedere sing, dink ek by myself of hierdie woorde werklik wat ons spreek en wat ons sing waarde dra in ons harte. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag elke woord in U woord waarde dra. Dat ons nie sal vaskyk aan dinge wat miskien sensitief is nie sal vaskyk aan wêreldse dinge nie, maar sal fokus op wat U woord vir ons sê. Maar ook nog meer spesifiek, liewe Heer, dat ons ons eie harte sal ondersoek, om te besef U roep ons tot dinge. U roep ons tot die groot opdrag, U roep ons tot gehoorsaamheid, tot liefde. En Vader, so kan ons aanbeweeg. Maar dat ons vanoggend vir onsself sal vra, groei ons werklik in hierdie dinge? En is my motiewe vir die dinge wat ek tans doen in die kerk nog regtig suiwer en sodoende alleenlik om U naam te verheerlik? En Vader, sodoende vra ek, mag U ons harte vanoggend rustig maak, mag U Gees ons harte en ons denke vernuwe. En Vader, mag ons net as gehoorsame kinders by U voete sit en luister. Mag ons nie rondkyk na ander nie, maar mag U ons denke fokus op U. En Vader, sodoende vra ek ook vanoggend, sal U my gebrokenheid en sondigheid ook op sy sit, sodat elke woord wat uit my mond uitkom ook volgens U wil en U waarheid sal wees. En ook sodoende ons oë rig op U seun, deur die nagmaal wat ons ook nou gaan bedien. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So net voordat ons vanoggend Markus 12 vers 41 tot 44 lees, wil ek net die tema met julle deel. En ek weet, die onderwerp waaroor ons vanoggend gaan gesels, is nie altyd baie gemaklike onderwerp nie, maar tog voel ek dit is nodig, want dit is deel van God se woord. Maar die onderwerp van vanoggend gaan wees die hart waarmee jy gee. En waaroor dit gaan handel is dat dit nie eintlik gaan oor gee en die hoeveelheid nie, maar oor die motief in die hart hoekom ons gee. En so as ons dan vanoggend saam lees, ek lees uit die 33 tot die 53 vertaling, sê die opskrif vir ons by Markus 12 vers 41 tot 44, die almoes van die arm weduwee. Vers 41, en Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk, hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingooi, maar sy het uit haar gebrek ingooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is hierdie maand ons dankseggingsmaand, wat net handel oor ons wat in dankbaarheid, soos wat Robbie elke Sondag afgekondig het ook, die Here nader en deur dit wat ons gee te sê, maak nie saak hoeveel dit is nie, net sê dankie. En sodoende het ek het goed gedink in die kerkraad ook, om so 'n bietjie te preek oor die aspek van om te gee. En interessant, ek het teruggegaan op my laptop, op my vorige preke, en dit sal dan tans my eerste diens of preek wees wat handel oor finansies, vandat ek 'n predikant geword het. So verskoon my as ek so 'n bietjie hakkelrig is, en as ek bang is julle gaan kwaad raak vir my. Maar soos wat ek vanoggend gesê het, en nou gesê het, vanoggend gaan werklik oor ons hart, en ook oor die oorsprong van elke daad in die geloof. En ek dink in hierdie konteks van vanoggend, voordat ons begin, is een van die grootste probleme in die moderne kerk, die aspek van
Party denominasies en kerksgenootskappe oorbeklemtoon sekere aspekte, of dit nou finansies, Heilige Gees, of dit vergifnis is, of wat ook al. Maar soos wat julle ook saam met my glo, is Christendom 'n balans. Ons kan nie net aan een aspek van die geloof vashou nie. Christus is natuurlik die middelpunt, maar as ons na God tog ook kyk, ons kan nie net aan sy oordeel vaskyk nie. Ons moet sy liefde en sy genade ook saam met dit sien. En sodoende is dit ook my hart vir vanoggend, dat elke een van julle in my gebed ook, saam met my ons eie harte sal ondersoek oor die manier hoe ons gee. En ek dink die rede hoekom daar soveel huiwer is vir 'n predikant in die moderne konteks om oor hierdie onderwerp te preek, is om rede soveel ander gemeenskappe hierdie aspek oorbeklemtoon. En dan noem ons dit ook prosperity preaching, wat net handel oor finansies en geld. Maar dan moet ek ook sê, daar is miskien vanoggend van julle wat ongemak gaan voel as ek oor hierdie goed praat. Maar dan wil ek hê, julle moet julle eie harte ondersoek en vir julle die vraag vra, wat is die rede? Is die rede hoekom ons ongemak voel as ons oor geld praat, nie miskien omrede geld meer waarde dra in ons lewens as wat dit behoort is om te doen nie? En ja, ek as Pieter verstaan ook dat ons ook eintlik niks as individue kan doen sonder geld nie. Ons moet kos op die tafel sit, ons het huise om te betaal, karre om te betaal, kinders om te voed. Maar nog steeds moet ons onsself die vraag vra, is God werklik bo geplaas? Of is finansies miskien langs God geplaas? Of bo God geplaas? So vanoggend se tema, soos wat ek genoem het, handel oor die hart waarmee jy gee. En sodoende as ons dan vanoggend aanbeweeg na ons hoofteksgedeelte in Markus, glo ek die boodskap van die verhaal is heel eenvoudig, maar iets wat vir my baie belangrik is vanoggend en wat ons sommer gaan gebruik as die fondasie, is dat hierdie gedeelte nie 'n gelykenis is wat Jesus vertel het nie, maar 'n gebeurtenis wat gebeur het. Nou die rede hoekom ek sê dis belangrik is, vir die konteks van die verhaal is dit belangrik om te besef, Jesus het werklik daar gesit en gekyk na, kom ons sê, die mense, die mensdom en hoe hulle gee. En hy sien die ryk mense kom en hulle gee baie geld, gooi hulle in die skatkis. En hy sien hierdie arm weduwee kom en sy gooi hierdie 2 stukkies geld of muntstukke in die skatkis. En net voordat ons aanbeweeg, is dit vir my baie belangrik om net te noem, dat Jesus het geen fout gevind met dies wat in oorvloed het, wat baie gegee het nie. Daar is niks fout met dit nie. Dit is goed. As die Here jou seën, sodoende dat jy ook sodoende daai seëning oordra aan die Here. Maar waarop Jesus fokus, is die vrou wat gee wat niks gehad het nie. En hy sê eintlik vir ons dat dit wat sy gegee het, al is dit min, in die Here se oë is dit baie en meer as wat die rykes gegee het. Want sy het alles wat sy gehad het in daai skatkis gegooi. En hy sê, Jesus spreek en hy sê, sy het uit gebrek gegee. Nou, eintlik is dit oppervlakkig die boodskap wat Jesus oordra, om te sê dat dit gaan oor eintlik jou hart se doel van hoekom jy gee. Wat is die oorsprong van die daad in die hart? Maar voordat ons aanbeweeg, wil ek vir julle vra, het jy al agtergekom, toe jy miskien jonger was en nog in jou ouers se huis gewoon het, dat as jy sakgeld of ietsie gekry het, kom sê jy R10 gekry per week, was dit vir jou baie maklik om daai R10 weg te gee, né? Hoe minder geld ons het, hoe makliker is dit om te gee. Maar het julle agtergekom, soos wat jy in die lewe opbeweeg het, miskien, en hoe meer geld jy verkry het in hierdie wêreld, hoe moeiliker het dit geraak om te gee. Miskien het jy meer gegee, maar in persentasie, as ek dit so kan stel, het dit miskien afgeneem. En my vraag is vanoggend, hoekom is dit so? En die rede hoekom dit so is van die Bybel waarsku ons ook teen dit. Dat geld, al kan dit vir ons baie dinge koop op hierdie aarde,
is dit ook iets waarmee die mensdom vir altyd die meeste gaan mee sukkel. Om dit te bestuur, om dit te gee, en ook sodoende om dit te verkry, soos wat julle weet. Maar as ons na hierdie verhaal van vanoggend kyk, wil ek vir julle die vraag vra, dink julle daar is 'n dieper waarheid wat ons uit dit uit kan leer? En ek glo die antwoord is ja, maar ons moet na die hele skrif in totaliteit kyk, en ons gaan vanoggend begin by die Ou Testament, en ek wil graag Levitikus 27 vers 30 met julle deel. En dit praat net van 'n prinsip eintlik, en ons gaan so 3 gedeeltes uit die Ou Testament uithaal, en net so bietjie oor dit gesels. Levitikus 27 vers 30 sê vir ons, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Nou wat baie belangrik is natuurlik om eerstens te sê dat ek weet as ons op die Ou Testament fokus, dat daar baie van julle miskien gaan wees wat sê ons is nie meer onder die wet nie, wat waar is. Die tradisies en die leefwyse van die Jode is nie toepaslik op ons nie, en miskien in sekere aspekte is dit waar, maar tog kan ons uit die Ou Testament uit waarde verkry. En ek hoop julle stem saam met my. En vra soos, hoekom het hulle gegee? Hoekom het God amper wetties gesê, sy volk moet tiendes vir hom gee, en eintlik baie meer as ons al die feeste, die fees van die eerste vrug, en sodoende aangaan gegee as net tiendes. Maar wat ons in hierdie vers verkry is dat God sê dit behoort aan my. Dit is myne. En eintlik tegnies gesproke, ons almal wat hier sit vanoggend is ook God se. Ek hoop julle stem saam met my. Alles wat jy al ooit besit het in jou lewe is God se. Want het ons nie laas Sondag vasgestel dat God nie net alles geskep het nie, maar hy deur sy seun alles geskep. En tot sy seun alles geskep. So wie se is dit werklik? Die drie enige God se. Alles. Die hemele, die aarde en alles wat op die aarde is en alles wat in die hemele is. En God verwag van sy volk in die Ou Testament om 'n tiende van alles te gee. Nou interessant, as ons dink aan tiende, dink ons dadelik geld, maar ek seker die meeste van julle weet dat in daai tydperk het nie almal altyd net met geld gehandel nie. As jy 'n skaapboer was, het jy 'n skaap gegee vir die ou wat 'n mielieboer is en hy het veel mielies gegee. En sodoende het elke een van dit wat hy gehad het, 'n tiende gegee vir God. Of dit vrugte is, omrede jy 'n vrugteboomboer is, of dit graan is, of dit 'n tiende van die land is, of dit 'n tiende van die geld is, so het hulle gegee. Maar hierdie prinsip van tiendes, wat ons baie ongemaklik laat voel, lees ons al vroeg van raak in Genesis, waar Jakob die belofte aan God maak in Genesis 28 vers 22, waar hy die volgende sê, en ons weer eens waarde vir ons in hierdie. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Nou kom Jakob en hy leer ons iets anderster, en hy getuig nie net dat alles God se is, maar hy sê, alles wat ek tans het God vir my gegee. En hy sê, sekerlik sal ek dan 'n tiende van dit afstaan vir hom. En ek hoop in daai basiese prinsipe en waarhede vind julle al tans ook 'n waarde van hoekom ons gee. Eerstens gaan dit nie oor die tiende nie, maar oor die Here. En ek dink sodra ons begin aan die hoeveelheid vaskyk, verloor ons die rede hoekom ons gee. Dit gaan nie oor die hoeveelheid geld in ons konteks nie, dit gaan nie oor hoeveel jy kan gee nie, maar dit gaan oor die rede hoekom jy gee. Wat is die rede vir dit? En hier vroeg in die Ou Testament lees ons raak, ons gee omrede die Here. Maar dan as ons aanbeweeg, en ons vra die vraag, en ek dink dit is baie belangrik, hoekom was dit 'n tiende, hoekom was dit nie 'n 20ste of 'n 50ste of 'n 5% van alles nie? Hoekom was dit 'n tiende, maar dan ook, kom ons gaan verder en vra, waarvoor was hierdie tiende dan gebruik? En ons vind eintlik die basiese antwoord in eenvoud in Maleagi 3, vers 8 tot 10,
En dit is eintlik 'n interessante gedeelte waar God die nasie aanspreek om rede hulle nie gee nie, maar dan gee hy ook die rede hoekom hulle moet gee. En dan sê dit vir ons, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waaraan het ons u beroof? In tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou die konteks van hierdie verhaal is, God spreek sy volk, sy nasie, die Israeliete, die Jode aan, en sê vir hulle, julle is besig tans om my te beroof, want hulle het versuim in hulle taak om te gee. Maar dan meer belangrik, lees ons hoekom moet hulle gee, en God sê, sodat daar spys in my huis kan wees. Nou wat is spys? Dit is kos, nee? Dit is enige iets wat iemand kort om te oorleef, nee? Ons sê altyd spys en drank, maar God sê, sodat daar kos kan wees in my huis. En nou wat is die rede vir dit? Nou soos wat ons weet in die Ou Testament in eenvoud, het God 'n stam aangestel, die Lewiete, om in die tempel te woon en te werk. Of nie te woon nie, te werk, as ek dit so kan stel. Maar hierdie Lewiete was geroep om alleenlik daar te werk, en meeste van die kere, of eintlik in alle gevalle, het hulle gewoonlik nie werke buite die tempel gehad nie, want hulle het die tempel onderhou, hulle het seker gemaak die regte offers word geneem, en sodoende het God hulle uitverkies vir daai werk. En sodoende het hulle geleef van die tiendes van die volk, wat gegee was aan die tempel ook. In baie gevalle lees ons ook in die Ou Testament dat hulle tot van sekere brandoffers ook geëet het, wat gemaak was tot die Vader. En in dit kan ons al reeds 'n waarheid vir onsself kry vanoggend in basiese eenvoud. Hoekom gee ons? Sodat ons die liggaam van Christus kan onderhou. En nou praat ek nie net van die gebou nie, maar baie dieper, ons wie hier is, sodat niemand sal swaar kry en niemand sal ly nie, sodat elke persoon hopelik elke dag kos op die tafel kan hê. Maar ook, ek seker in ons konteks, ek is die enigste een wat salaris trek, vir my ook om salaris te kry om te oorleef, natuurlik. Maar nog steeds weer eens, die klem word op God gelê. Niemand het spesifiek geweet, of kry Dani of Pietie in die tempel 'n groter stukkie vleis of nie. Hulle het dit daar bestuur en sodoende uitgedeel soos wat hulle goed gedink het. Maar as ons dan verder beweeg, en ons kom by die volgende, kan ons miskien sê, vanoggend is daar miskien baie van julle wat sê, soos wat ek nou genoem het, maar Pieter, ons is nie meer onder hierdie wet nie. En baie van julle kan miskien sê oor die term tiendes, dis iets wat oud is, dit is verby. En baie kan vanoggend ook sê, hierdie onderwerp maak my ongemaklik. En dan baie van julle kan ook miskien sê vanoggend, kyk, die kerk preek alweer oor geld en om te gee. En is dit nie tog waar wat miskien in ons harte vanoggend dan aangaan nie? Maar kom ek sê vir julle, as daar ongemak is in jou hart vanoggend, is dit 10-1 omrede jy skuldig voel. Dit is die rede. Nie ongemak omrede ons altyd hieroor preekie, want vir die laaste jaar wat ek hier is, was dit 'n waarheid dat ons nog nie een keer hieroor gepreek het nie. Maar om by die waarheid uit te kom wat Christus vir ons bring in ons hoofteksgedeelte, gaan ons nou die Ou Testament as fondasie gebruik, en ons gaan nou na die Nuwe Testament toe beweeg, en kyk wat sê Jesus deur sy Gees, deur die apostels vir ons. En ek dink een van die belangrikste versies, en as jy iets neerpen vanoggend om te onthou, is dit hierdie vers, 2 Korintiërs 9 vers 7, wat spreek oor hoe om te gee. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê dan, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Nou kan ons vinnig hierdie vers gebruik vanoggend as wapen gebruik teenoor die Ou Testament en sê,
Niemand of niks dwing my om te gee nie. Niemand mag my dwing nie. Die kerk mag nie sê, ek moet bydra, lewer nie. Maar tog gaan hierdie gedeelte soveel dieper en verder. En eintlik as ons die waarheid gaan ontdek van hierdie vers, praat dit eintlik van meer as die Ou Testament. Want dit sê eintlik vir ons in heel eenvoud, dat dit wat jy gee getuig van wat in jou hart aangaan. Tweedens kan ons sê dat hierdie gedeelte moet ons ook in konteks lees en sê dat Jesus nooit gekom het om weg te maak met die wet en met die profete nie, hy het gekom om dit te vervul. Is daar nie 'n verskil tussen die twee nie? Dis nie ons het ons Bybels in die helfte afgeknip en ons lewe tans natuurlik in die Nuwe Testament, maar dat ons glad nie die Ou Testament sien as waardevol en ook nie as God se woord nie. Hoor wat sê Matteus 5 vers 17 oor die wet wat vervul sou word. Moenie dink, en dis Jesus wat praat, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou wat beteken vervul? Hy het dit volmaak kom maak en eintlik, kom ons vat dit verder en miskien net bietjie meer in eenvoud. Jesus het die wet vir ons kom verduidelik. Wat dit eintlik behoort is om te wees. Wat die hart behoort is om te wees en ook sodoende dat die wet nie net handel oor dade en die uiterlike nie, maar oor wat binne in ons aangaan. En sodoende ja, natuurlik is daar baie wetgewing in die Ou Testament wat ons nie meer onderstaan, as ek dit so kan stel nie. Ons doen nie meer offers van beeste en skape nie, maar tog val die wet nie weg nie. Ons gebruik dit tans as wat riglyne om volgens te lewe, want die wet sê nog steeds vir ons wat is sonde en wat is nie. Stem julle saam? Nee, moord pleeg, die wet sê ons mag nie moord pleeg nie. Maar tog kom Christus en hy verduidelik vir ons in die hele konteks van die woord, dat dit nie gaan oor dade nie, want tot sonde is nie eintlik dade nie. En wat ek daarmee bedoel is, ons kan nie sê om iemand se lewe te neem is sondig nie. Moordpleeg is sondig, maar as iemand in jou huis inbreek en jy moet jou familie beskerm, en die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur daai persoon se lewe te neem, is dit nie 'n sonde nie. Ons kan dit verder vat. Die Bybel sê partykeer om kwaad te word is 'n sonde, maar partykeer kan jy ook regverdig kwaad word. En so kan ons aanbeweeg. Ons kan sê om gemeenskap te hê is partykeer 'n sonde as dit buite die huwelik is, maar om gemeenskap te hê in die huwelik is heilig en mooi. En sodoende sien julle dat Jesus eintlik kom en hy sê vir ons, dit gaan nie oor die daad nie, maar oor die motief hoekom ons dit doen. En dis hoekom 2 Korintiërs 9 vers 7 praat, en hy sê, ons moet volgens ons hart gee, nie uit dwang uit nie. Want wat is behoort om in elke weergebore gelowige se hart aan te gaan? Liefde en omgee en opoffering. Is dit nie waar nie? 'n Dankbaarheid teenoor die Here. Maar dan kan ons onsself vra, maar wat beteken dit werklik? Eerstens beteken dit nie dat ons hierdie vers moet gebruik om agter te skuil, om te sê ons hoef nie te gee, omrede ons nie gedwing word nie. Maar eerder dat God nie ons wil dwing om vir hom te gee nie. Hy wil hê dit moet uit liefde gebeur, vir hom. En ek dink baie keer as ons in die kerklike konteks gesels en ons sê, kom mense, ons moet gee in die gemeente. Ons moet vir die kerk gee, dan kyk ons vas aan die mense in die kerk. En ons kyk nie vas aan Christus van die kerk nie, die hoof van die kerk nie. Een teoloog het geskryf, en ek het nog ons baie daarvan gehou, en ek deel dit met julle, is glad nie skrif nie, maar ek hou van hoe hy sy perspektief verander het, en toe ek het lees, het my perspektief ook verander. Hy sê, ons sal nie eendag geoordeel word oor hoeveel ons gegee het nie, maar ons sal geoordeel word oor hoeveel ons gehad het nadat ons gegee het. Wat nog ons my perspektief baie verander het. Want as ek werklik in oorvloed het en ek gee baie, maar ek het nog steeds in oorvloed, het die Here jou nie geseën om nog meer te gee. En vanoggend praat ek nie net van geld nie, maar ek praat van tyd en talente ook. Is geld nie eintlik behoort om die maklikste een te wees nie? Nee?
Ek sal baie keer eerder vir iemand geld gee om nie met my te gesels nie. Of om my net uit te los vir die naweek. Hier is ons vir jou R100 gaan kyk 'n fliek, nê? Nie by my kom kuier nie. As om tyd te spandeer. Want tyd is waardevol. Maar Jesus bevestig die waarheid van die hart in Matteus 6 vers 21, waar hy sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou mense, waar is ons skat? In die hemel, Dion. Ja, dis nou net sleg, ons kan nou nie 'n EFT doen hemel toe nie, nee. Maar, maak die woord dit nie vir ons duidelik, deur ook Christus wat die Onse Vader aan ons verduidelik en ook hoe om te bid, dat die koninkryk tans klaar hier is nie, in ons midde, tussen ons nie. Is dit nie 'n realiteit en 'n waarheid nie? As ons skat is in die liggaam van Christus, sal ons sorg vir die liggaam van Christus. Is dit nie 'n waarheid nie? En ons is ook behoort om die belangrikheid van die oorsprong te verstaan. So vanoggend vra ek vir julle, want ek weet meeste van julle gee, is ondersoek net jou hart en vra vir jouself en vra vir die Gees om dit te ondersoek. Gee ek nog vir die regte rede ook? Of doen ek dit nou maar net uit dwang uit tradisie uit, want ek moet dit doen, want die Here verwag dit van my? Of gee ek nog steeds omrede ek lief is vir hierdie gemeente, lief is vir Christus, wat die hoof is van hierdie gemeente? Matteus 22 vers 37 tot 39, en dit is my altyd so mooi, hoe Jesus kom en elke puzzelstukkie van informasie bind met mekaar, en tot die wet wat hy vir ons gegee het, wat alle wetgewing, alle wette en profete saamvat, is in lyn met vanoggend se waarheid. En hy sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou my vraag is, as ons sê ons leef hierdie uit, en hier's 'n broer of 'n suster in hierdie gemeente, wat miskien vandag huis toe gaan wat nie kos het nie, dan jok ons vir onsself. Is dit nie waar nie? Nee? Dan jok ons vir onsself, want dan is die eerste liefde nie waar hy moet wees nie. Jy verkry net liefde vir die mensdom wat gebroken is, as jy lief is vir die Vader. Dis onmoontlik om eintlik vir hierdie mensdom lief te wees. Is dit nie hoekom soveel mense skei vandag nie? Want God se liefde is nie in daai huwelik nie. Net God se liefde bind ons aan mekaar vas en maak dat ons sal ons lewens gee vir mekaar en vir hom. Maar die waarheid word nog dieper en duideliker gestel deur Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3, waar hy sê, al sou ek die tale van die mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool geword, en al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon verset, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Weereens gaan dit oor die oorsprong in die hart, oor hoekom ons gee. En mense, ek hoop julle sien in eenvoud, dat Christus nie gekom het om te sê, julle moet nie meer gee nie. Julle moet nie meer dankbaarheid toon deur julle dade nie. Hy het gekom en gesê wat meer belangrik is God wil hê jy moet gee omrede jy lief is vir hom. Want onthou die Jode in die Nuwe Testament, toe Christus met hulle praat, het Christus elke keer hierdie waarheid aangespreek. Om vir hulle te sê, hulle is soos grafte wat wit is buitekant, maar vrot en vol beenderre is binnekant. Want hulle het gedink die woord handel oor die praktiese uitleef van die wet. En dit gaan nie daaroor nie. Maar ek kan nou met sekerheid in my hart vir julle sê, as jou hart werklik reg georiënteerd is, sal jy ook op die regte manier gee. Dit sal van selfsprekend kom. Die hoeveelheid en wat die Here op jou hart plaas. Maar moet nie die woord as 'n verskoning gebruik om nie te gee nie. Moet nie die mensdom in die kerk as verskoning gebruik om nie te gee nie, want ons gee nie vir die leierskap nie.
Ons gee nie vir die ouderlinge, vir die jakens, vir die kerkraad nie. Nie een persoon uit daai groep baat uit dit uit nie. Hulle bestuur net dit volgens hulle beswil, volgens die woord en die weë van die Here. Maar dan, ons as gelowiges strap ook in die moderne konteks baie vinnig in die volgende lokval. En ek wil hê elke persoon moet vanoggend hulle eie harte op hierdie waarheid ondersoek. Wanneer ons finansies as 'n wapen in die kerk gebruik. En wat ek hiermee bedoel is, wanneer jy geld weerhou omrede iets nie volgens jou sin en wil gebeur nie. Want vir hoekom gee ons? Gee ons omrede die mens in die kerk, of het ons nie nou vasgestel in die Ou Testament en Nuwe Testament, dit gaan oor die Vader in die hemel nie, oor Christus sy seun wat die hoof is van die kerk nie. Wat was die rede hoekom die Israeliete 10:10:1 nie gegee het in die tydperk in die Ou Testament toe God hulle aangespreek het nie? Miskien ook oor die mensdom. Maar God sê, jy beroof my. Is dit nie waar nie? En sodoende stem ek saam dat ons partykeer natuurlik kerke en denominasies skryf waar 'n mens miskien nie moet geld gee nie, want dit gaan nie vir die regte redes nie. Maar tog mense kan ons getuig van ons eie gemeente dat ons nie in daai kategorie val nie. Ons kan getuig van ons suster gemeente in Springs dat dit ook nie, hulle val ook nie onder daai kategorie nie. En ek dink werklik net die mensdom met tyd, en ek's eintlik meer gepla oor die tyd en talente as oor die geld, is dat ons werklik nie hierdie opoffering gee van hierdie 3 aspekte nie. En die rede volgens ons boodskap vir vanoggend is die hart. Die hart wat onbereidwillig is om 'n opoffering te maak, terwille van die Here en terwille van die persoon wat vanoggend langs jou sit. Maar dan moet ons ook sê, wat is die rede van die kerk? Want tog, ons het nou na die tempel verwys, ons is nou in die nuwe konteks in die Nuwe Testament in die liggaam van Christus, en ja, dis waar, nêrens in die Nuwe Testament sê dit vir ons moet tiendes gee nie, want dit gaan oor die hart, en die hart sal gee as die hart wil gee, is dit nie waar nie? En God soek nie iemand uit dwing uit wat hom volg nie, want dan is hy in elk geval 'n bok tussen die skape, en is nie werklik weergebore nie. Maar mense, ons kan nie sê dat Christus is die middelpunt van my lewe, ek sal vir hom sterf, as ek nie eers in 'n klein aspek van my lewe sterf vir die liggaam nie. Is dit nie waar nie? Maar die Bybel roep ons om die Here te verheerlik deur die liggaam van Christus. En hierdie is nou vir my 'n baie belangrike punt ook. Daar is niks fout om in die samelewing daar buite as Maria, as oom Rolf, as Michaela, as wie ook al vir iemand te help nie. Nee, julle stem saam. As jy sien iemand in nood en jy kan op daai oomblik intree en hulle help, of dit met kos is, tyd is, gebed is of wat ook al is, daar is niks fout daarmee nie. Maar die Here roep ons om hom te verheerlik. En nou wat ek vanoggend gaan sê, ek hoop julle onthou dit en ook so doen en neem dit te harte. Hier is miskien baie van julle wat ook gee buite die gemeente en sê, ek weet ten minste dan hierdie geld word vir die regte redes gebruik. Maar dit is nie waartoe ons geroep word nie. Ons word geroep tot goeie dade natuurlik. Maar wat as jy vir die kerk sê, ek gee hierdie vir die kerk om vir daai persoon te gee? Wie word verheerlik? Christus. Wie word verheerlik wanneer ek as Pieter nou net daar uitgaan en vir iemand gee? Ek as Pieter word verheerlik. Dit is 'n waarheid. En sodoende vra ek vir julle, mag ons miskien net bietjie meer oplettend ons perspektiewe draai om hierdie. Ek luister elke oggend Jacaranda FM. Dit is my altyd so mooi, ek weet nie of het julle al gehoor, daai Angels Something, waar hulle mense probeer help, wat sê maar mediese probleme het, wat nie die finansies het om dit self uit te sort nie, en dan bel mense in, en dan gee die besigheid 50.000, daai ene 1 miljoen, maar raai wat, wie word verheerlik? Nie God nie. Hoekom doen 'n besigheid dit? As advertensie. Nee, julle kan sien, so die motief is nie altyd, miskien is dit reg, miskien is dit nie. As dit my besigheid was, en ek wou dit vir die Here gedoen het, sou my besigheid se naam nie by gewees het nie. Sou Pieter nie daar gewees het nie.
En sodoende vra ek net vir julle, mag ons begin net ons eie harte ondersoek en net op 'n meer doelgedrewe manier probeer om die Here te verheerlik. En ek sê nou glad nie vanoggend, jy mag nie gee buite die kerk nie. Natuurlik, asseblief gee. Maar as jy net buite gee en nie deur die kerk, vir die kerk enigiets gee, om daai dade ook te doen nie, dan is dit nie heeltemal volgens die woord nie. En sodoende vra ek maar net vir julle vanoggend, veral met die tyd en talente. In die gemeente skiet ons tans kort met sonnaarskoolonderwysers. Ons skiet kort met mense wat ook Bybelstudies kan aanbied. Ons skiet kort om vir almal te help wat swaar kry in die gemeente. En ons kan dit net doen as die liggaam van Christus. Ons skiet kort vir die toekoms in baie aspekte. En ek vra vir julle, mag ons begin 'n verandering maak en sê, kom ons doen dit saam. Broer, as ek het vandag, gaan ek jou help. As jy het môre, gaan jy my help. En sodoende mag ons mekaar begin bedien ook met ons gawes. Dit maak my hartseer as ek sien mense plaas dinge op groepe en ek soek skuldig daaraan op WhatsApp en ons sê ons bid, maar hoeveel van ons maak die moeite om ook by daai ou te gaan uitkom? Vir hom in persoon te bid, om te sien. En ek wil net vanoggend dan afsluit, mag ons groei dan in die hart, in die liefde van die Here, en sodoende daai liefde met mekaar deel, en mag die Here verheerlik word deur elke woord en daad wat uit die gemeente gebeur. Mag ons mekaar begin vertrou. Ons kan nie die kerk hanteer soos wat ons 'n besigheid in die wêreld daar buite hanteer nie. Kom ons vertrou mekaar, want tog, ons het almal dieselfde gees, is dit nie waar nie? Die gees sal ons aanspreek, en as iets fout loop, ons sal mekaar aanspreek, dit is ons doel en werk ook. Maar kom ons leef, wandel saam, kom ons veg saam, en kom ons gee ook saam vir die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, soos wat ons nou in eenvoud in die woord gelees het, dat U ons roep om U te volg, eerstens nie uit dwang uit nie, maar uit liefde uit. En Vader, sodoende wat ons nou gepraat het oor om te gee, Vader, mag dit nie 'n sensitiewe saak wees om oor finansies te praat, en mag dit ook nie die enigste aspek wees wat ons bespreek en oor bid nie. Maar Vader, mag U sodoende ons harte oriënteer, dat ons dit vir U doen. Nie vir die mensdom in die kerk nie, maar vir U eerstens. En dan natuurlik sal die liefde vir die naaste in die kerk ook oorvloei. Maar Vader, ek vra ook sodoende, mag U ons herskep in hierdie manier, dat ons begin bietjie minder selfgesentreerd wees, en werklik koningskaps georiënteerd sal wees. Dat ons begin werklik disippels maak, dat ons tyd afstaan om mense op te lei, tyd afstaan om daar te wees vir mekaar. En ook sodoende te besef dat U ons na dinge toe roep wat ons nie eers kan begryp nie. Dat ons ewige prys wat daar wag in die hemel onbeskryflik is. Maar mag ons begin ook sodoende wandel hier op aarde as mense wat 'n ewige hoop het. Mense wat in gehoorsaamheid wandel teenoor U. Nie teenoor die mensdom of enige instituut of wet van die land nie, maar teenoor die wet van die woord. U seën nie weer. Vader, ek vra dat U ons sal herskep en nou ons gedagtes sal fokus op die seën, waar ons onsself gaan herinner aan wat Hy vir ons gedoen het 2000 jaar terug, sodat ons hier vanoggend kan sit as U kinders, vol vreugde, vol hoop, en ook sodoende met die wete dat die God wat alles geskep het, agter en by ons staan, en ook sodoende dat Hy in ons woon. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.